Goeiemôre, baie welkom by vandag se kort videoetjie. Hierdie week is die eerste week van Lydenstyd. Ons is nou op pad na die Paasgebeure, die kruisiging van Jesus en die opstanding en dan ook die wonderlike hemelvaart. Maar Lydenstyd is 'n tyd waar ons bietjie introspeksie hê met onsself, met ons eie sondigheid en die sondigheid van die wêreld, ons eie gebrokenheid, ons stikkindheid, ons foute en tekortkominge. Wat altyd 'n goeie ding is. Dis nooit verkeerd om dit te doen nie. Dan raak ons bietjie bewus van waar ons meer kan werk en hoeveel genade en dankbaarheid ons kan hê oor mense wat ons liefhet en veral ook die Here. Psalm 32 is 'n baie mooi psalm vir hierdie tyd. By begin vers 1 en 2 sê: Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Nou dit is 'n wonderlike vers. Gelukkig is die een wat ervaar hoe iemand hom vergewe het, hoe iemand hom vrygespreek het van dit wat hy of sy gedoen het. En dat daar so iemand is, as daar daarom iemand is wat vir jou vryspreek en jou foute en tekortkominge, jou sonde vergewe, dis daarom wonderlik om so iemand in jou lewe te hê. En as dit nou nog die Here God is, dan is dit amazing. Dis wat Psalm 32 sê. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sonde skuld nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Nou die persoon wat hiervan gepraat word, natuurlik in wie se gees geen bedrog is nie, beteken net iemand wat se gees oop is vir die Here, wat eerlik is oor sy foute en tekortkominge, eerlik is oor die teleurstellings wat hy ander veroorsaak en mense rondom hom. Hy steek niks weg nie. Dit is wat hierdie vers sê. En dis dan wonderlik. Gelukkig is die mens vir wie die Here sonde skuld nie toereken nie. Met ander woorde, iemand wie sy sonde skuld voor die Here erken en bely. Nou, ons sukkel daarmee, is dit nie, as mense. Dit lyk asof Adam en Eva ook nadat hulle sonde gedoen het teenoor God, nie eintlik hulle sonde bely of vra vir vergifnis nie. Die Here moet hulle kom en uitvang dat hulle gesondig het. En dan gee hulle mekaar die skuld en die slang die skuld vir hulle sonde, vir hulle ongehoorsaamheid aan die Here, maar dit lyk nie asof hulle vergifnis gevra het nie. Maar gelukkig is die een wat geleer het vergifnis te vra. En hierdie Psalm sê dan verder 'n baie ernstige ding, vers 3 tot 5. Julle kan dit gerus lees, maar staan hierso: Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword, onder my gekreun die hele dag. In ander woorde, hierdie Psalm sê hierdie persoon wat waarskynlik nou Dawid is, het eers sy sonde en sy skuld vir homself gehou. Hy wou dit nie erken nie, hy wou dit nie bely nie, wou nie eerlik wees daaroor nie. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Genadiglik het die Here gewerk met Dawid en vir hom gaan laat ervaar in sy gees en sy siel hoe skuldig hy is en wat hy gedoen het was verkeerd. En hy sê dit is 'n swaar tyd, dit is verskriklik om so te moet leef. En toe sê hy in vers 5, my sonde het ek teenoor u erken, my sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely. Toe kom hy tot die besef, maar nee, kom ek wees hierdie mens wat eerder my sondeskuld erken en dit bely en dan vra vir vergifnis. As 'n mens dan op daardie punt kom, is dit 'n bevrydende moment. Is dit nie so nie? As jy weet jy het iets teenoor iemand verkeerd gedoen teenoor die Here en jy hou dit weg en jy wil dit nie erken nie, jy ontken dit, of jy gee iemand anders die skuld, of jy gee selfs God die skuld dat jy ongehoorsaam was, of die ander persoon dat jy so kwaad geword het en so voorts. Maar as jy op die punt kan kom en sê, ek bely my skuld, my aandeel aan hierdie verskriklike ding wat gebeur het en wat ek gedoen het, wat ek toegelaat het, of wat ek net sommer misgekyk het of oorgekyk het, ek bely dit, vergewe my. Dit is soos 'n, ek weet, jy moes dit, hopelik het jy dit al beleef. Dit is die wonderlikste plek waar jy kan wees, om te kan sê, ek is skuldig, vergewe my. En hy sê dan, en u het my sondeskuld vergewe. Die gedeelte van vers 5, en u het my sondeskuld vergewe. Mens hoor amper hoe Dawid asemhaal en sê, dankie tog, ek is vergewe. En dan sê vers 6, dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. En dit is so, dit is genade tyd, nee, dat ons tog die geleentheid gegee word om te vra, vergewe my. En sit met hierdie gevoel van skuld en sonde en
Want dit is nog, die geleentheid is nog daar. As dit weggaan, dan beteken dit, die sonde het in jou begin groei, groter word. Jy voel nie eers meer skuldig nie. Dis 'n verskriklike plek om by te wees. Dan gaan ons dood binne. Maar terwyl die gevoel daar is, moet ons die geleentheid gebruik en sê, jammer, vergewe my. Hy sê dan ook in vers 8, sê die Here, ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou. So die Here sê, kom en vat my hand. Neem my as jou kameraad, jou Here, wat jou wil leer om nie weer in hierdie selfde goed te beland nie. Nie weer die sonde te doen nie. Nie weer in die versoeking val om ongehoorsaam te wees, of om te steel of te vloek of te wat dit ook al is wat jou sonde is nie. Ek wil jou leer. En dan vers 9, moet julle nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. En die Here wil nie so met ons werk nie. Die Here wil nie 'n stang in ons mond sit en 'n toom vir ons stuur waar ons moet gaan nie. Dis nie hoe God ons dit bedoel het nie. Ons moet vrywillig wees, saamwerk. En dis wonderlik. En dan sê aan die einde van vers 11, verbly julle in die Here en juig regverdiges, met ander woorde mense wat hulle sonde kan erken en bely. Ja, jubel dit uit, almal met opregte harte. Wat om so saam met die Here te leef, om eerlik te wees oor jou foute en tekortkominge en saam met medemense, bring 'n omgewing van liefde. Daarom sê die laaste gedeelte van vers 10, troue liefde omring hom. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Is dit nie lekker om saam met iemand te leef wat sommer maklik erken, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. En dan dit baie ernstig doen. En jy kan sien, die persoon probeer baie hard om dit nie weer te doen. Dit is lekker om saam met so iemand te wees. En ek dink dit is vir God ook lekker om saam met my en jou te wees. As ons maklik en sommer vinnig ons foute en tekortkominge en ons sonde erken en hy vra vir vergifnis. Dan is dit vir God ook lekker dat ons in sy teenwoordigheid is, ek en jy. Karl Menninger was 'n groot sielkundige en hy het eendag gesê, as hy net al die mense in 'n psigiatriese hospitaal kan oortuig dat hulle sonde waarlik vergewe is, sal 75% van sulke mense die volgende dag vrygelaat kan word, huis toe kan gaan. Dit sê baie. Die feit dat mense ervaar daar skuld wat onvergewe is of iets wat hulle gedoen het wat 'n verskriklike ding is. En hulle weet nie of die persoon hulle sou vrygespreek het of vergewe het nie. Daar's nie 'n kans vir hulle nie. Dit maak mense innerlik siek en dood. Maar ek wil julle afsluit met 'n pa en seun verhouding wat sleg geloop het. En die seun is baie opstandig, rebels geword en hy loop toe weg en hy gaan Madrid toe. En pa wil graag hierdie verhouding herstel en hy het die seun gaan soek, maar hy kry hom nêrens nie. Die seun se naam is Paco. En dis 'n baie bekende naam. Spanje, dit almal is Paco. En hy sit toe berig in die koerant. Hy sê, liewe Paco, ontmoet my voor die Grand Hotel in Madrid, 12 uur môre. Alles is vergewe. Ek is lief vir jou, pa. En die volgende dag 12 uur, die Grand Hotel in Madrid, daag daar 800 Pacos op. 800 Pacos wat vergifnis soek. Dit sê nogal iets van die mens. Mag ek en jy tog mense wees wat maklik ons foute erken en ons sonde. Maklik vra vir vergifnis, maar dan ook ernstig is om dit nie weer te doen. En as dit weer gebeur, weer maklik wees om te sê ek is jammer. En vra, vergewe my. Here, vergewe my. My medemens, vergewe my. Kom ons bid daarvoor. Here, dankie dat U altyd bereid is om te luister en ons te ontvang en dat U altyd bereid is om ons te vergewe, veral omdat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Maar ons sien dit alreeds in die Ou Testament, voor Jesus al gesterf het. U wil vergewe. Hier lees ons dit in Psalm 32. Dankie daarvoor. Ons loof vir U, Vader, in Jesus naam. Amen. 'n geseënde week vir julle. Totsiens.